Ons gaan vanoggend lees uit Esegiel 37, maar voor ons aangaan, kom ons maak eers die oë toe. Hemelse Vader, dankie vir vergifnis. En dankie vir onverdienstelike genade. Dankie Here, dat U ons liefhet en dit op soveel maniere vir ons wys elke dag. Ja Here, die oggend as ons oë oopmaak, dan kan ons vir U dankie sê dat U ons deur nog 'n nag gespaar het. En die aand as ons gaan slaap, Here, dan herhaal ons daai gebed. Dankie Here vir nog 'n dag. Maar dan Here, kom U en U vul ons daar ook met mooi dinge, die mooi van die natuur, die mooi van familie en vriende, van mense wat vir ons lief het. Die mooi Here, om ook U genade in ander raak te sien, om ons stories van U liefde en U trou met mekaar te deel, die mooi ook Here, van U woord. U woord Here, wat vir ons vertel van U verlossingsdade. U woord wat ook vir ons 'n padkaart is, wat lei na die ewigheid, na verlossing, na die hemel. Dankie daarvoor Here, en as ons dan vanoggend na U woord leer, uit U woord leer spreek Here, ons U kinders luister. Amen. Israel is herhaaldelik gewaarsku. Keer op keer het verskeie profete na hulle toe gekom en gesê, hou op. As julle aangaan op hierdie pad, is daar groot moeilikheid. Die Here gaan julle los. Die Here gaan julle oorlewer aan julle vyande as julle nie luister nie. En het die volk geluister? Nee. En so gebeur dit dat in 597 voor Christus die Babyloniërs die volk van Israel aanval, hulle land inneem, Jerusalem verwoes en 'n groot deel van die inwoners wegvoer in ballingskap. En daar sit hulle nou in Babylonië. Een van hierdie Israeliete wat weggevoer is in ballingskap, was 'n jong man wat opgelei is as 'n priester. Hy was nog besig met sy opleiding met die naam Esegiel. Maar Esegiel was nie net 'n profeet, 'n priester nie. God het hom ook geroep as 'n profeet. En hy was een van hierdie profete wat na die volk Israel toe gegaan het en voor die ballingskap vir hulle gewaarsku het, gesê, hou op, pas op. Die einde is naby, maar julle wil nie hoor nie. En ja, die Here het hierdie profeet op baie interessante maniere gebruik. Toe hy hom geroep het as 'n profeet, het hy hom eers stom gemaak. Die Bybel sê sy tong het aan sy verhemelte vasgesit, hy kon nie praat nie. Nou vra julle vir my, maar hoe het hy dan nou geprofeteer as hy nie kan praat nie? Wel, hy kon daarom skryf, hy was 'n geleerde mens, hy was opgelei moes as 'n priester, so hy kon skryf, maar dan het hy ook die profeseë van die Here amper gedramatiseer, opgevoer, sodat die mense kon sien wat hy bedoel. Julle onthou stomstreke, julle het seker ook al stomstreke gespeel, so hy het amper so iets gedoen. Byvoorbeeld, toe hy nou die val van Jerusalem moes illustreer, het hy 'n groot bousteen gevat, en op hierdie bousteen het hy Jerusalem geteken, dat almal geweet het, ook hierdie bousteen, dit is nou Jerusalem. En daai bousteen daar neergesit, en toe reg rondom hierdie bousteen, het hy stokkies en klippies en allerlei goeders gebruik, en as 'n weermag opgestel, wat hierdie stad van Jerusalem beleer, wat hom aanval. En so het hy met al hierdie goeders, die hele gevaar wat vir Jerusalem sou gebeur, die inval deur die Babyloniërs, het hy vir hulle kom illustreer, en sonder dat hy woord hoef te gesê het almal geweet, dis wat hy bedoel. 'n Ander keer moes hy vir, en het ek kyk, 390 dae, dink ek, moes hy op sy gaan lê het, vir elke jaar wat die Israeliete nie na God geluister het, het Esegiel op sy gelê.
Toe moes hy omdraai en vir 40 dae op sy ander sy gaan lê vir die 40 jaar wat die volk of die koninkryk van Juda se mense nie na die Here geluister het nie. Gelukkig, soos ek sê, kon die man omskryf en het almal geweet wat hy daarmee bedoel. Maar is dit nie mooi dat hy op so 'n sigbare manier die profeseë vir die ouens kon uitspel nie? So almal het geweet wie hy is en wat dit is wat hy sê. Soms is 'n bietjie drama nodig. Soms is 'n drama bietjie nodig en Esegiel was goed daarin. Vriende, en dan word hy nou geroep as 'n profeet voor die volk weggeneem is in ballingskap, en dan wanneer die volk weggevoer word, die dag wanneer die Jerusalem toe val voor die Babiloniërs, lees ons, het die Here sy tong losgemaak en kon Esegiel weer begin praat. En waar hy voorheen die volk gewaarsku het en hulle geskel het en probeer van hulle pad verander het, nou was hy daar om vir hulle te bemoedig en te troos. Om vir hulle te sê, luister, dinge gaan beter raak, want Israel is op 'n slegte plek. Hulle land is verwoes. Dis nie net dat hulle fisies ly as slawe moet werk in 'n vreemde land nie, maar ons was die volk Israel. Ons was die uitverkose volk van God. Wat het nou gebeur? Hier is ons nou slawe in 'n ander land. Ons tempel is verwoes, ons plek van aanbidding, ons hoofstad lê in puin. God het sy rug op ons gedraai. God het ons vergeet. Hy wil nie meer iets met ons te doen hê nie. Ons tyd is verby. Van waar hulle sit, rou en treur hulle, want die volk Israel bestaan nie meer nie. Hy's dood, begrawe. Daar is geen hoop meer nie. Die tyd van Israel is verby. En dan in daardie tyd kom die profeet Esegiel en hy kry 'n visioen en hy kom spreek hierdie profesie uit. Ons lees saam uit Esegiel 37 vers 1. Esegiel is aan die woord. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die leegte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is.
Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef, dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Ons lees tot sover. Israel is finies en klaar. Kapot. Hulle land is ingeval deur die Babiloniërs. Jerusalem is verwoes en die tempel lê in puin. En die inwoners is weggevoer as vreemdelinge, ballinge, slawe in 'n vreemde land. Al hulle hoop, al hulle drome, al hulle verwagtinge vir die toekoms lê in skerwe. Daai Israeliete moes seker gewonder het, maar wat dan nou van die Messias wat moes kom? Die Messias wat uit ons volk gebore sou word. Daar is dan nou nie meer 'n volk nie. Wat van die belofte van verlossing van ons wat sou aanbreek? Wat van die belofte van die dag van die Here wat sou verskyn het? Dit kan nou nie meer gebeur nie. Daar is nie meer 'n Israel nie. Ons het niks meer waarop ons hoop kan plaas nie. Alles is verby. Niks kan meer help nie. Maar vriende, die God wat ons aanbid, is groter as wat mense dink. En God kan die onmoontlike doen. Die profeet Jesegiel kom en in hierdie visioen kom bevestig hy God se beloftes vir hulle. Kom herstel hy weer vir hulle die hoop om te sê nee, ek sal julle weer bymekaar bring. En hy gebruik hierdie ongelooflike grafiese beeld van 'n vlakte vol doodsbenere wat daar lê. En hy beklemtoon so mooi, dis nie bene wat daar nog so bietjie vleis aan is, jy weet, dis dalk 'n liggaam wat nou eers maar net begin ontbind het nie. Daar staan meer as een keer, dit was droë bene. Nie eers dat die honde sou daaraan geëet het nie, want dit sou nie meer lekker gewees het, soos poeierige brood. So lê hierdie vlakte vol van hierdie beendere. En hierdie beendere verteenwoordig die volk van Israel. Hierdie volk wat eintlik al lank al dood was. Daai 390 jaar wat Jesegiel op sy een sy gelê het en hy 40 dae op die ander sy. Dit was eintlik dae wat die jare verteenwoordig het wat hierdie volk van Israel al dood was. Hulle het nog 'n paar laaste stuiptrekkings gegee, maar hulle is eintlik al baie jare dood. Dood in hulle aanbidding, dood in hulle toewyding, dood in hulle gehoorsaamheid aan God. So dood dat die beendere al droog is. Maar God is groter as die dood. En so bietjie meer as 600 jaar na hierdie visioen kom bevestig God dit op 'n wonderlike manier daar by die leë graf van ons Here Jesus. Maar hier kom die profeet Jesegiel en hy vertel van hierdie visioen waar God vir hom sê, maar hy moet asem, hy moet die gees blaas in hierdie, of hy moet die gees opdrag gee om in hierdie bene lewe te blaas. En dan lees ons, so doen Jesegiel en hierdie bene begin lewe, daar kom vleis en vlees en vel om, en dan gees. En dit is 'n simbool van God wat weer wil kom lewe vir sy volk. Vers 14 sê, ek sal my gees in julle laat kom, dat julle kan lewe. Ons is in Pinkstertyd. En is goed om vandag weer te onthou, dat lewe kom
deur die Gees. Dit is die Gees wat vir ons lewe gee. Dit is baie interessant dat die die Hebreëse woord vir Gees is ruach. Sien, julle leer baie nuwe woorde vandag. Maar ruach is ook dieselfde woord in Hebreëus wat gebruik word vir asem. En 'n mens of 'n dier of 'n lewendige ding kan tog nie leef as hy nie asemhaal nie. Hy het asem nodig. Hy het gees nodig. Dieselfde woord asem en gees, ruach. Ons sou kon sê dat God se asem is die gees wat vir ons lewe gee. Wat het dit vir die volk Israel beteken? Dit het beteken terwyl hulle hier in ballingskap sit en hulle hele situasie hopeloos lyk, dat hulle weer kan begin glo. Maar dalk net is daar vir ons 'n toekoms. Nee, God het beloof, daar is vir ons 'n toekoms. Soos God sy ander profeseë vervul het, kon die volk Israel ook weer vashou aan hierdie profesie om te weet, God gaan weer, soos hy nog altyd, soos by die Rooi See, soos by die Jordaanrivier, sal hy uitkoms gee en die onmoontlike doen en tot ons redding verskyn. Wat beteken dit vir ons vandag, soos ons hier sit? Dan is dit goed vir ons om te onthou dat dieselfde Gees wat in die Ou Testament gewerk het, is dieselfde Gees wat op Pinksterdag op sy kerk uitgestort is. Wanneer ons Pinkster vier ons die uitstorting van die Heilige Gees, maar ons vier ook die geboorte van God se kerk, sy liggaam, sy werk hier op aarde. En dan weet ons, dit is die Gees van God wat ook sy kerk aan mekaar bind. Dis die een ding wat ons almal wat onsself kinders van God noem in gemeen het, dat die Heilige Gees woon en werk in ons. En wat beteken dit vir ons as individue? Dat hierdie Heilige Gees was nie net 'n geskenk vir die kerk nie, maar dit was ook 'n geskenk aan elke man en vrou en kind wat sê ek is die Here se kind. En dat jy kan nie lewe sonder die Gees nie. Vriende, daar's baie mense wat net bestaan. Daar's baie mense wat net bestaan. Hulle lewe nie. Daar is geen vreugde en vrede en hoop en geloof in hulle lewe nie. Hulle bestaan net. Hulle word gebore, hulle gaan na deur die lewe en hulle is dood. Permanent. Finish. Klaar. Maar mense wat die Gees van God ontvang het, hulle het die lewe, die werklike lewe, die ewige lewe ontvang. En saam met dit gee die Gees vir ons dan ook troos en vreugde en hoop en vrede en liefde en dankbaarheid. Die prentjie van 'n vlakte wat gevul is met doodsbenere. Ek vermoed ons almal gaan soms deur so 'n vlakte. Maar is dalk van julle vandag wat as jy jou lewe moet beskryf of jou gemoedstoestand vir iemand anders sal beskryf, sê dis 'n kaal, droë vlakte gevul met doodsbenere. Jy's moedeloos, wanhoopig, mistroostig, depressief, neerslagtig, want jy sit in 'n put, jy sit in 'n situasie en jy sien geen uitkoms nie. Alles om jou is donker en duister en dood. Dan kom die profeet Jesegiel vanoggend ook na jou toe en sê vir jou, hoor hierso wat die Here vir jou kom sê. Jy dink jy gaan nooit hier uitkom nie.
Jy dink, daar is geen manier dat hierdie saak beredder kan word, dat daar uitkoms kan wees, dat dinge beter kan gaan nie. Dit is klaar en is oor, dit is verby. Hoor dan wat God vir jou sê, hy kan droë doodsbenere laat lewe, hy kan vir jou, my liewe broer, my liewe suster, my liewe jong mens, hy kan ook weer jou hoop gee. Hy kan ook vir jou weer 'n nuwe toekoms laat aanbreek. Hy kan ook vir jou weer 'n nuwe stuk vreugde en vrede gee. En dalk gebeur dit nie oornag nie, maar hou vas daaraan. In hierdie Pinkstertyd sê dankie vir die Here dat hy deur sy Gees weer kan kom lewe skep. Dat wanneer alles in hierdie lewe lyk asof daar geen hoop is nie, jy weer kan opkyk en sien, maar tog is daar 'n lig wat skyn, dat die Gees jou lig, jou kop as te ware oplig om te sien, die lig wat daar is, wat die Here vir jou sal laat aanbreek. Die Here is lief vir jou. Liewe vriende, die Here het jou oneindig lief. En hy het vir jou die lewe kom gee, die lewe deur sy Gees. Esegiel kom sê, by ons God is niks onmoontlik nie. By ons God is daar nuwe lewe en nuwe hoop. Amen.